So ons eerste toerusting het nou gegaan oor die boosheid wat toeneem. As ons hier in hoofstuk 6 tot 8 van Genesis kom, dan sien 'n mens net hoe boosheid toeneem en uiteindelik wêreldwyd word. Dis die eerste groot temalyn wat ons vir ons kinders moet wys as ons hier deur Genesis 6 tot 8 lees. Die tweede en die derde temalyn waarna ons moet kyk gaan oor oordeel. Die Here los nie maar nie boosheid en daar kom oordeel, maar dan is daar Noag wat genade vind. Dis die tweede en die derde temalyne. Dan is saam ook Noag wat anders is, 'n vierde temalyn wat ons kinders moet wys. Kom ons gaan 'n bietjie dieper hierop in. Ons kan nou reeds in Genesis 6 vers 1 tot 6 sien hoe boosheid net skrikwekkend op die aarde toeneem. Daar 1650 jaar rond na die verbanning uit die tuin van Eden is dit asof die hele wêreld net boos word. Dit is ons eerste groot temalyn. Die grens tussen slangsaad en vrousaad op die kerk en die wêreld word uitgewis. Dit is wat ons in vers 1 en 2 sien. Kerk word eintlik wêrelds. Die kerk word eintlik vol slangsaad, vol ongelowiges, vol kinders van die duiwel. Daar's hierdie arrogante, hoogmoedige tiranne wat heers op die wêreld, vers 4. En dan uiteindelik die hele wêreld wat net totaal verdorwe word. So los die Here dit. Nee, hy oordeel. Dis die tweede tema wat ons vir ons kinders moet wys as ons deur Genesis 6 tot 8 lees, die Here se oordeel. So ek dink regtig, 'n mens moet deur is, 'n mens gaan die Here se oordeel in hoofstuk 6 sien, en mens sien dit veral ook in hoofstuk 6 die aankondiging daarvan, hoofstuk 7 die voltrekking daarvan. So soos 'n mens nou deur hierdie hoofstukke lees, gaan 'n mens vers 1 tot 6 heel eers vir jou kind wys, kyk hierdie verskriklike toename in boosheid. En dan hier van vers 7 af, gaan ons vir ons kinders wys, kyk daar kom oordeel. So kom ons kyk 'n bietjie, hoe sien ons die oordeel in hierdie hoofstukke raak. Nou, 'n mens begin eintlik al in Genesis 6 vers 3 die oordeel raak sien. Kom ons lees 'n bietjie wat staan daar. Toe sê die Here, dis met ander woorde in Genesis 6 vers 1 en 2, het ons nou eers gesien die uitwissing tussen die grens tussen slangsaad en vrousaad, hierdie kinders van Set, die kerk van daardie tyd word wêrelds, hulle begin te trou binne in die Kain geslag in. Hulle vat net wie hulle wil, hulle werk nie meer met die grens wat die Here daar gestel het nie. En so raak die kerk uiteindelik ook soos die slangsaad, totaal verdorwe. En dan kom vers 3, en dit sê, toe sê die Here, hier is die eerste aankondiging van die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. Nou, dit is nie altyd so 'n maklike versie te verstaan presies waaroor dit gaan nie, maar dit lyk vir my, dit gaan hier oor die begin van die aankondiging van die oordeel. Die Here se lewendgewende gees gaan nie meer in die mens wees nie. Nee, hy gaan hom onttrek en daar gaan dood kom, globale dood. Lewe gaan heeltemal weg wees, dood gaan kom. Nou verstaan mens dalk nog nie alles so mooi nie, maar as mens dan aanlees vers 4, 5, 6, en sien mens weer daar die boosheid wat toeneem, en dan kom 'n mens in vers 7, en daar begin dit nou duidelik word. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde af verdelg. Die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit het my berou dat ek hulle gemaak het. So daar sien ons, daar kom 'n globale oordeel, 'n totale uitdelging. Dan as 'n mens in vers 8 kom, dan sien 'n mens dat Noag vind genade in die oë van die Here, en ons gaan nou dieper ingaan op daardie tema. In vers 9 tot by vers 12 sien ons dat Noag heeltemal anders is as die wêreld, en ons gaan by daardie tema ook nog uitkom. Maar in vers 13 sien 'n mens weer die oordeel tema. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. Kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. So sien ons die oordeel tema in hierdie hoofstukke raak. As mens aanlees na vers 17 toe, dan sien mens dit weer. Daar begin mens agterkom hoe hierdie oordeel voltrek gaan word.
Want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde om van onder die hemel te verdelg alle vlees waar die lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. 'n watervloed, 'n globale watervloed. Dit is waarmee die Here hierdie uitdelging van hom gaan voltrek. En dan as ons in hoofstuk 7 aankom, dan sien ons in hoofstuk 7 hoe hierdie ding nou begin gebeur. Hoofstuk 7 vers 4 sê, dat die Here gaan alle lewende wesens van die aarde af verdelg. Hy sê nog 7 dae, dan gaan daar reën kom, waarmee hy daardie wêreld by 'n vloed gaan kom, en dan gaan hy daar in hoofstuk 7 is ons nog by 7 dae voordat hierdie vloed aanbreek. In vers 12 sien ons, en die stortreën was op die aarde 40 dae en 40 nagte. Dit is hoe hierdie vloed gebeur, hierdie stortreën. In hoofstuk 17, in vers 17 staan dit ook, en die vloed was 40 dae lank op die aarde gewees. In vers 11 kom ons meer agter oor hoe hierdie vloed veroorsaak word in die 600ste jaar van die lewe van Noag. In die 2de maand op die 17de dag van die maand op dieselfde dag is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek en die sluise van die hemel is geopen. So van bo af reën uit die aarde uit gaan die groot fonteine oop en dit veroorsaak die geweldige vloed. As mens van vers 18 tot by vers 20 lees in Genesis 7, dan sien 'n mens net hoe die uitdelging uiteindelik plaasvind. Dit word die hele tyd herhaal. Daar van vers 17 tot 18, die water kry die oorhand. Vers 18, en vers 19 ook, dit het 'n oorhand gekry. Vers 20 weer, die water het oorhand gekry. Dit was 15 el bokant die hoogste berg, was hierdie water, so 6,75 meter bokant die hoogste berg, het hierdie watervloed oor die hele wêreld heen gegaan. En dan hou hierdie vloed aan vir 1 jaar en 10 dae. Julle kan dit vir julleself gaan uitwerk as ons daardeur Genesis 7 vers 11 vers 24 lees, hoofstuk 8 vers 3 tot 5 en 13 tot 14. Dan kom mens agter 1 jaar en 10 dae wat hierdie vloed op die wêreld was. Alles sterf uiteindelik weg. Genesis 7 vers 21 tot 23, alle mense en alle lewe op die aarde gaan dood. Dis skrikwekkend. Dit is die uiteinde van 'n wêreld waarin boosheid toeneem en toeneem en toeneem. Uiteindelik laat die Here sy oordeel oor hierdie wêreld kom. So ek dink dis 'n ding wat 'n mens moet uitwys. Soos 'n mens nou deur Genesis 6 lees, veral Genesis 7 lees, moet 'n mens wys vir ons kinders, kyk hoe kom hierdie oordeel. In hoofstuk 6 kondig die Here dit af. In hoofstuk 7 gebeur dit. Nou is die vraag op hierdie punt, wat nou van die Here se Genesis 3 vers 15 belofte, dat daar 'n vrousaad gaan wees, 'n kerk gaan wees, en een uit die saad van die vrou wat Satan gaan oorwin. Want ek bedoel, hier wis die Here nou die ganse wêreld mensdom uit. Wat nou van sy belofte daar in Genesis 3 vers 15, dat daar hierdie vrousaad gaan wees, hierdie kerk gaan wees, en dan die oorwinnaar, Jesus. Wat nou van hierdie belofte? En dis ons derde tema. Noag vind genade in die oë van die Here. En dis regtig soos 'n evangelie wat net skitter daar in Genesis 6 vers 1 tot 8. Nou gaan ons net terug. So sien julle nou hoe werk ons deur hierdie hoofstukke? Ons het die tema van die boosheid neem toe. Ons het die tema van oordeel, en ons sien dit soos ons deur hierdie hoofstukke lees, daar die tema van oordeel, maar dan is daar ook die tema van Noag vind genade in die oë van die Here. En dit sien ons veral weer daar in Genesis 6 vers 1 tot 8. In vers 1 tot 6 sien ons die toename van die boosheid. Eers word die grens tussen kerk en wêreld, vrousaad en slangsaad uitgewis, is vers 1 en 2. Daar regeer die bose tiranne oor die wêreld. Vers 4. Die mense is wêreldwyd verdorwe.
Dit lyk asof daar niks van die vrousaad oor is nie. Dis verskriklik. In vers 7 kom die oordeel van God, dan staan Evangelie in vers 8. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Omdat Noag in homself beter is as die res om hom? Nee, omdat God getrou is, omdat God genadig is, omdat God uit soewereine genade daardie vyandskap in Noag se hart gaan stel. Noag breek met Satan, Noag breek met sonde, en hy word 'n vriend van die Here. En wie doen dit? Wel, dis die Here se werk in Noag se lewe. Wow, kyk ons God. Ons moet lief word vir hierdie God. Hierdie God van ons is getrou. Hy voer sy beloftes uit. Sy koninkryk kom. Sy Genesis 3 vers 15 agenda vir die koms van die koninkryk loop deur, al lyk dit vir ons baie keer asof dit niks van dit gaan werk nie. Vind Noag genade in die oë van die Here. Dis net so wonderlik. Ons moet vir ons kinders dit wys, en ons moet vir ons kinders wys hoe wow is hierdie God, en hoe goed is hierdie God van ons. Ons kinders moet lief word vir die Here. Maar nou, baie belangrik wat ons ook vir ons kinders moet wys, juis omdat die Here getrou is en genadig is en die vyandskap in Noag se hart kom stel, is Noag ook anders. En dis ons 4de tema. Eerste tema, boosheid neem toe. Tweede tema, die oordeel van die Here kom. Derde tema, Noag vind genade in die oë van die Here. Vierde tema, juis omdat Noag genade vind in die oë van die Here, daarom is Noag anders. Kyk na Genesis 6 vers 9. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. En dan kan 'n mens maklik, as jy daai versie net so op sigself vat, sê, so Noag was 'n goeie ou en daarom is die Here, gaan die Here hom red en gaan die Here hom nie in hierdie oordeel verdelg nie, want Noag was so gou goeie ou. Nee, ons moet nooit die volgorde lees. Daar word in vers 8 gesê, Noag het genade gevind in die oë van die Here. En dis omdat Noag genade gevind het in die oë van die Here, dat Noag anders is. God se genade maak ons anders. God neem ons nie aan omdat ons anders is nie, God se genade maak ons anders. God beweeg altyd eerste. God is die een wat die inisiatief neem in ons verlossing, en so is dit hier met Noag. Noag was regverdig, opregte man. Hy het met God gewandel. Hoekom? Want God het daardie Genesis 3 vers 15 vyandskap in Noag gestel. Daarom wandel hy nie meer met die wêreld en met sonde en met Satan nie. Hy wandel nou met God. Hy breek met sonde en met Satan en kom in 'n verhouding met God, en hy wandel met God. En daardie regverdig en opreg beteken nie hy was sondeloos nie. Dit is woorde wat sê dat vir Noag was dit regtig belangrik om volgens die wet van die Here en volgens die woord van die Here te lewe, en volgens die evangelie ook te lewe, en daarom het Noag ook met sy sonde na die Here toe gegaan en dit bely en by die Here vergifnis ontvang. Dit is wat 'n regverdige en opregte mens in die konteks beteken. Nie sondeloos nie. Beteken 'n regte ou wat met die wil en die woord van die Here wil lewe, omdat die Here in hom daardie Genesis 3 vers 15 vyandskap instel het en hom 'n kind van God gemaak het, om in 'n verhouding met God ingebring. En dan is Noag net regtig radikaal anders. Kyk hoe skrillik kontras is dit as 'n mens Noag se lewe in vers 9 vergelyk met die wêreld se lewe in vers 11 tot 13. Maar die aarde was verdorwe en die aarde was vol geweld. Toe sien God dat die aarde aan, en dit was verdorwe, en God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. Kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Sien hulle in woorde, die aarde is verdorwe, vol geweld. Noag is anders, regverdig, opreg, wandel met God. En dan kom die oordeel waarvan die Here dan praat, uiteindelik 120 jaar later. En in hierdie 120 jaar sien ons ook nog verder hoe Noag anders is. 2 Petrus 2 vers 5 noem Noag die prediker van geregtigheid. Noag verkondig in daardie tyd voor die vloed kom met woord en daad
bekering in daardie 120 dae. Nou, ons sal net nou daarby uitkom, maar ek gaan dit nou al noem. Noag bou in daardie tyd die ark. Want die Here gaan vir Noag in die ark verlos. En dit is juist daardie arkbouery van Noag wat waarmee hy in woord en daad verkondig. Kan jy nou dink, dis 'n groot ark en ons gaan nou nog sien hoe groot daai ark was vir die volgende toerusting. Dis 'n groot ding en Noag was heeltyd besig om hierdie ding te bou en kan jy dink daai getimmer en gehamer en gewerkskaf daar in Noag se werksplaas waar hy hierdie groot skip bou en almal loop op verby en skud die kop en sê Noag as jy mal, en sê nee, ek is nie mal nie, God gaan 'n oordeel oor hierdie wêreld bring, 'n wêreldwye vloed en hier is God se verlossingsmiddel, dis die ark en dan loop hulle maar net weer weg en skud die kop en dan skree Noag daarop op Sem, bring van my die ratchet en die 19 socket en roer jou, want die Here se oordeel is op pad. En so is daar die hele gesin daar saam besig om anders te wees as die wêreld. Hulle leef volgens die woord van God. En so is hulle besig om anders te wees as die wêreld. Hoekom? Want die Here bewys genade aan Noag. Die Here maak van Noag sy kind. Die Here breek Noag los uit daardie vriendskap met sonde en Satan en maak hom 'n vriend van die Here. Nou, kom ons kyk so 'n bietjie, sluit bietjie hierdie toerusting vir ons af met 'n paar toepassings. Wat sê dit vir ons in ons gesin as ons nou hier deurlees? Wel, as ons daai oordeel raak sien, dan moet ons vir ons kinders kan wys, luister, die oordeel van toe, daar in die sonvloed is 'n oordeel en 'n heenwysing na die eindoordeel. En Jesus sê dit daar in Matteus 24 vers 37 tot 39, julle kan dit gaan lees. En wat moet ons kinders sê? Wel, wees gereed. Wees gereed. Hoe is ons gereed? Wel, wanneer die Here daardie vyandskap in ons harte kom stel het en wanneer ons soos Noag en anders is. En weet julle wat, daardie vyandskap word in ons harte gestel wanneer ons as ouers vir ons kinders die evangelie verkondig. Daardeur is die Heilige Gees besig om die vyandskap te stel en daardie vyandskap stel word konkreet sigbaar en prakties daar in jou kinders se lewe wanneer hulle begin glo in Jesus. Hebreërs 11 vers 7 sê dit ook, Noag het geglo in die Here. En iemand in wie die Here vyandskap stel is ook iemand wat glo in die Here. En dis hoekom ons kinders moet oproep en sê, kom ons moet in Jesus Christus glo. Hy is uiteindelik die verlosser uit die oordeel. Dit is wat ons in ons volgende toerusting nou ook mooi gaan raak sien. Nou ja, dit is dan ons hierdie themalyne van oordeel, Noag vind genade en Noag is anders. En ons moet dit vir ons heeltyd vir ons kinders, soos ons deur die hoofstukke lees, wys dit vir julle kinders uit.